Dis lekker vanmorgen weer saam met u in Heilbron te gaan wees. En dankie vir die mooi verwelkomingsgroet en dankie ook vir Pastor Jan in die leierskap wat my weer genooi het om vir u net te kom preek vanoggend. Dis vir my 'n baie groot geleentheid, 'n lekker geleentheid en 'n eer om saam met u kan wees. Dankie ook vir die aanbiddingspan wat so mooi geleid en die lof en die prysing en die aanbidding. Ons loof die Here daarvoor. Dankie vir die werk wat hulle doen. Hulle ook vir die agter die skerms na ure moet hulle tyd opoffer en ons wil vir hulle sê dankie vir dit wat hulle vir ons vir die gemeente doen. Vir die wat my nie ken nie, ek is Bertie Nel, al vir die eerste keer sien en hoor, Bertie Nel. Ek was al die jare, 40 jaar AGS predikant gewees in verskillende gemeentes. Ek was 19 jaar op Meierton gewees en toe 6 jaar by Pastor Ronnie Barnard en sy geopset en toe later 4 jaar by Alberton Lewensentrum. Nadat ek afgetree, toe ek nou tyd was dat ek nou aftree. So dis lekker om vanmorgen saam met u te wees en ek wil vra, maak jaar oop vanmorgen. Nou nie vir werk en jare wat hy gaan sê nie en hoe hy gaan sê nie, maar vir die woord van die Here. Amen. Amen. Ek het ons te groot geword, so ek skrik nie vir harde halleluja, vir harde amen of vir harde iets nie. Ek is geraas gewoond en gewoond die gees van die Here kan werk soos hy wil. Baie welkom. Ek wil net hier 'n paar verse lees. 2 verse uit Exodus 14. Exodus 14 en is baie bekend in vers 13 en 14. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Here, baie dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u teenwoordigheid. Ons wil sê Heilige Gees, wees welkom in ons aanbidding. Ons wil bid, laat u wil geskied. Ons bedoel dit, Here, dat u sal vanoggend sal werk soos u wil. Maak ons harte oop, ons gees oop, o Here, en dat enige mag wat negatief werksaam is om hierdie diens op 'n manier te ontwrig, bid ons in die naam van Jesus. Ons roep die naam van die Here uit. Ons glo vertrou dat u wil vanoggend sal gebeur. Ons bid dit in die naam van elke naam Jesus. Amen. Broeder en suster, hierdie gedeelte wat ek gelees het is baie bekend. Na 430 jaar het dat Israel in Egipte was, en die Here daar die 10de plaag en sê ek gaan Farao se hart werk dat hulle sy kan betrek. En die Israeliete trek. En die Here wou nie hulle moes vroeg in kontak kom met die kortste pad nie, want daar was ander volk se vestings daar, so dan sou hulle eintlik 'n oorlog gewikkeld raak. So die Here besluit toe hulle moet 'n ander pad vat, 'n bietjie langer pad. Goed. En so het hulle getrek. Toe sê die Here vir Moses, ek gaan nou in Farao se hart werk en gaan sy hart verander. Dat hy gedink hy het 'n fout gemaak en hy gaan julle agterna sit. Hoekom? Want ek wil myself verheerlik teenoor die Farao en die Egiptenare. En daar het Farao se hart toe verhard geword en hy besluit hy gaan die Israeliete agterna sit. En so gebeur dit terwyl die Israeliete na by die see kom, hier sien daar kom die Egiptenare. En daar's paniek. Dan is hulle klaar murmureer, sê Moses, hier's nie grafte nie, en dis hierdie woorde wat toe Moses toe sê dat staan vas, skou die verlossing, die Here sal vir julle stry. Nou broeder en suster, dis 'n negatiewe omstandighede, jy's half vasgekeer, hier's die Egiptenare, hier's die see wat kom, wat nou? En Farao se opdrag was juist dit, vat 600 waans. En gewoonlik is daar 2 ruiters op elke waan. Dis nou die een wat die leiersels het en die ander ene is die vegter. Maar Farao sê nee, ek wil 3 ruiters hê op elke waan. Dus die een wat die leiersels het en 2 vegters. Daar moet reserve wees. En toe het hulle gekom en ons weet wat toe gebeur het, hoe die Here die verlossing bewerkstellig het. Nou broeder en suster, dis baie moeilik as goed rondom 'n mens negatief is, om die seëninge van die Here raak te sien. Dis nie maklik om die seëninge van die Here raak te sien as jy hoor van die petrolprys, die kosprys, die kragprys en die huisepaiement, die karsepaiement
en baie moeilik om dan die seëninge van die Here raak te sien. Ons het ook die laaste seker week of 2 weke, nee, so sê 2 weke, was daar in Suid-Afrika die afvaardiging wat gestuur is na die Withuis in Amerika. Almal daaroor gepraat, hoe meneer ons nou afvaardiging die meneer Trump gaan ontmoet. En dis waar die gedagte by my gekom het, wanneer die goed in ons land, of nou politiek of ekonomie of wat ook al, so negatief is, kan ek, en dis waaroor ek vanoggend met u wil praat, kan ek dan nog die Here se musiek van my lewe hoor? Kan ek dan nog die Here se musiek van my lewe hoor? Broeder en suster, ek lees 'n storie in Billy Graham, een van Billy Graham se boekies wat so gaan. Daar het 'n skaapherder in die Wilde Weste gebly. Hy het daar in 'n herdershut gebly en hy kon in sy skaap opgepas. Hy kon goed viool speel. Maar hy sê die viool wat hy gehad het was uitgestel. Hy besluit hy gaan die plaaslike radioskaap 'n brief skryf en vra of hulle op 'n sekere dag, op 'n sekere tyd nie die A-sleutel kan speel nie. En as hulle dan oor die lug die A-sleutel uitsaai, dan sou hy geleentheid kry om sy viool in te stel. En die bestuur van die plaaslike radiostasie besluit hulle gaan dit doen. Die sekere dag en tyd, toe speel hulle toe die A-sleutel en die herder kon die viool instel op die A-sleutel, die ander snare ook, en toe die gemeenskap of die omgewing daar verbystap, dan hoor hulle die mooi suiwer klanke van die viool wat gespeel word en die liedere wat dit speel. En broeder en suster, een van die gevare van die dag waarin ons lewe is ons leefstyl. En ek gaan nou 'n voorbeeld noem. Ons kan so opgeneem word met ons leefstyl, daar soveel goed wat aanspraak maak op ons lewe of aanspraak maak op ons tyd. Ons kan so beset word deur ons lewe. Ons leef baie gefokus, ons leef baie doelgerig, ons leef loopbaangerig. Dis werk toe, skool toe, na skool is dit 'n rugby, dis netbal en dit is 'n hokkie en dit is cricket en dit is dan is dit ekstra wiskunde klas, ekstra wetenskap klas, voorsangeroefening of orkesoefening en of my beurt nog met buurtwag. En broeder en suster, as ons lewens so vol is en ons so besig is en so bedrywig is, kan ek nog God se musiek vir my lewe hoor. Hy speel musiek, maar ek is so gefokus, ek is so doelgerig, ek leef so, ek word so opgeneem deur daaglikse, ek kan nou sê routine, broeder en suster, dat dit eintlik gevaarlik is. Karl Barth was 'n Switserse teoloog en hy het verskillende teologiese boeke geskryf en een van sy boeke skryf hy: Die Here lei ons, die duiwel jaag ons. Die Here lei ons, dit was al wat deur die Gees van God gelei word, dis kinders van God, Romeine 8, maar hy sê die duiwel jaag ons. Ek lees in 'n ander boek weer, if the devil can't make you sin, he'll make you busy. As jy nie reg kan kry om vir die en die te laat struikel en te laat sondig nie, broeder en suster, he will make you busy. Broeder en suster, lewe goed rondom ons, vol lewe, besige lewe. Ek dink dis goed wat bemoeilik dat ons die Here se stem in ons lewens kan hoor. Partykeer wil die Here dan net vir jou sê, stop, Bertie, op my skouer tik en sê, ek's nog lief vir jou. Ek leef te vinnig. Ek nog gewerk, broeder en suster, meer as een dag wanneer ek so 'n bietjie nadenke doen, nabetrag, maar kom ek agter, ek het te veel hooi op my vink. Ek het gesukkel toe gewerk het om tydbestuur of time management regtig toe te pas. Om kan ek sê gebalanseerd te lewe. Broeder en suster, nie een keer, meer as een keer moes my kinders my vermaan. Ek is 'n werkloos, ek doen dit vir die Here. Kom dit nie agter nie. Maar broeder en suster sê my kinders vir my, pa, jy verwaarloos sosiale verhoudings. Sê ek nie moet te hoor nie. Broeder en suster, nou het ek afgetree, het ek 'n streep getrek. Ek het 'n blaadjie geneem uit Isak, dis nou Abraham en Sara se kind. In Genesis 24:63 sê, in die aand het Isak in die veld gestap. Hy het dalk vir Rebekka gesê, Rebekka,
wag so 'n bietjie, ek sien jou 'n bietjie later, stap by die veld in, en weet jy wat sê die Bybel in Genesis 24:63, hy het gaan pyns. Pyns, dis die woord. Broeder en suster, 'n pynser gedoen, het ek oordeenking gedoen, en ek lees dan van Maria 2, Lukas 2 vers 19, Maria, hulle ontvang, dis nou Josef se vrou, hulle is daar in die stal, die Here Jesus gebore, en hulle ontvang besoek van die herders. En die herders vertel, hulle was in die veld gewees, en die engele het verskyn en gesê wat in Bethlehem gebeur het. En weet jy wat het Maria gedoen? Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Broeder en suster, ons moet meermale die woord van die Here in ons harte bewaar. Ons moet tyd maak om dit te oordink. Dan met 'n vinnige leefstyl, soos Karel Barth sê, dat dis asof die Here wil ons lei, maar ons Psalm 1 vers 2, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Is daar tyd daarvoor? Daar is altyd tyd nie, broeder en suster. Hoe kan ek God se musiek vir my lewe hoor? Daar's baie maniere, ek sê nie sy metodes nie, maar daar's baie maniere. Ek wil net met u deel wat ek voel, die Gees van die Here op my hart gedruk het om met u te deel. Die een is wat ons van gelees het, en dit is, ons moet stil raak voor die Here. Broeder en suster, Eksodus 14:14, ons het dit gelees, die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Broeder en suster, Jesaja 40:31 ken ons so goed, want die wat om die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie, die wat op die Here wag. Verstaan jy as ek sê dat dit kan gevaarlik wees as u en ek so opgeneem word met 'n besige leefstyl. Dis werk, dis skool, dis die aktiwiteite daarna. Broeder en suster, ek wil vanmôre sê, ek dink nie daar's 'n vaste resep om die Here se musiek vir ons lewens te hoor nie. Daar's nie 5 stappe of soveel 'n puntplan of so nie. Nee, my paadjie met die Here is anders as u paadjie met die Here. Broeder en suster, die uitdaging wat in my lewe is, u uitdagings is heeltemal anders. Die seisoen waarin ek is heeltemal anders as die seisoen waarin u is. Ons seisoene verskil van mekaar. Maar broeder en suster, Dr. Isaac Burger het skryf ons boekies en so aan. In een van die boekies waarin hy skryf, en dis die boekie wat oor die seisoene, sê hy dat, so 'n mooi ding, hy sê dat die God van die somer is ook die God van die winter. Jy sit dan, as toe werk is in die winter met my, wat 'n area in jou lewe. Ek moet ook vir u vanmôre sê dat, alles het winter in jou lewe, die God van die somer is ook die God van die winter. Hy sê so mooi dan, daar moet 'n somer wees, die bome gee vrugte, maar hy sê, daar moet ook 'n winter wees. Skryf hy nou van die wortelstelsel. Broeder en suster, ons moet stil raak. Ons moet me time hê, soos ons sê. Jy weet wat me time is. Broeder en suster, eerskomende Sondag, die 8ste, is dit weer die jaarlikse Comrades Marathon. Iemand wat gaan deelneem daarso? Ons wil sê sterkte en ons wens jy die beste toe. Broeder en suster, 89 km in hierdie jaar is 'n afwedloop van Pietermaritzburg af en Durban toe. Nou, toe my hare nog 'n ander kleur was en die bles nog kleiner was, toe ek ook deelgeneem aan marathons en ultramarathons en die Comrades. Broeder en suster, ek het 10 voltooi, ek het my goeie nommer gekry, my permanente nommer, ek het 10 bronsmedaljes gekry, maar hoekom ek dit noem vanmôre, ter voorbereiding van die Comrades, broeder en suster, die baie 'n tyd wat jy op die pad alleen moet spandeer om, wanneer dit Comrades dag is, jou liggaam te kondisioneer, gekondisioneer te hê, voorbereid te hê om 10, 11 ure op die pad deur te bring.
Die hart moet geoefen wees, die longe moet geoefen wees, jou niere gaan baie werk want jy gaan vloeistowwe inneem. Hulle moet so skoon as moontlik wees op daardie dag. Jou lewer stoor suiker of glikogeen daarin, hulle moet geoefen wees om die energie vry te stel. Jou maag, jou spiere, jou bene, jou gewrigte, maar dis alles, jy moet tyd alleen spandeer op die pad oor naweke. Broeder en suster, ons moet op jou kan kom. Dus 'n Comrades atleet voorberei om daai 11 ure of 12 ure op die pad deur te bring. Moet ons stil word. Dit is nie hoe lank jy bid nie, moes nie hoe kort jy bid nie, hoe baie jy Bybel lees of hoe kort jy Bybel lees. Wees net die Here se teenwoordigheid en sê, Here, hierdie is nou my en u tyd saam. Ons moet stil wees. Jy sit dalk 'n liedjie op van Pieter Koffie of wie ook al, aanbidding sag in die agtergrond. Sê, Here, dankie vir u goedheid, vir u genade, u liefde, u voorsiening in my lewe. Dankie dat ek werk, dat ek eis, dat ek kos het, vroue, dat ek klere. Dankie dat ek geseënd is. Begin klein, sê Here, ek maak nou tyd om in u nabyheid te wees. Dis wat nie hoe lank dit is nie, hoe kort dit is nie, maar hoe opreg my hart is. Jy wil dit glo, sê amen. Broeder en suster, dis hoe ek God se musiek hoor of met stil word. Tweedens, as ek God se musiek vir my lewe wil hoor, broeder en suster, 'n nuwe vars besef dat ons die Here nodig het. Dis wanneer ek die Here se musiek hoor, as ek voor hom kom in afhanklikheid vir die Here, dis hy is my bron, hy is my bewaarder, hy is my voorsiener, hy is my beskermer. Psalm 127, die eerste, ek sal maar sê die hoofie daarbo, wat die vers se saamvat, sê so mooi, die opskrif, sonder die Here is alles te vergeefs. Sonder die Here is alles te vergeefs. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk jy daarom bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagte. 'n Nuwe vars besef dat ons die Here nodig het. Broeder en suster, as ek sê dis moeilik om die seëning van die Here raak te sien. Partykeer kan ons dink ons is so smart. Kan ons dink ons is so slim, ons is so wonderlik, ons is so geseënd, ons is so gesond. Broeder en suster, ek wil vanoggend sê al is ek gesond, ek het die Here nodig. Al het ek 'n werk, ek het die Here nodig. Al het ek geld, ek het die Here nodig. Al dink ek is 'n uitgesorteerde ou. Ek het slegte nuus vanmôre vir u. Nie een van ons wat vanmôre hier staan, sit, of ek wat staan, broeder en suster, is klaar uitgesorteer nie. Nie een van ons is al klaar uitgesorteer nie. Ons moet 'n nuwe vars besef kry in die konteks van wat nie in ons land gebeur, wat in die wêreld gebeur, broeder en suster. Ons almal het die Here nodig. Ek dink dit gaan net in ons land so. Daar is 'n persoon wat ek ken, hy gaan skapelik in op die nuuskanale van ander lande. Hy sê vir my, Bertie, ons dink dit gaan net so in Suid-Afrika. Ons moet sien wat gaan aan in ander lande, broeder en suster. Daar's 'n onsekerheid. Daar's 'n koalisieregering, Duitsland, Frankryk, broeder en suster. So, ons dink, dis net Suid-Afrika. Nee! In Amerika is dit weer daai twee groepe, die Demokrate en die Republikeine, broeder en suster. Maar nuwe vars besef, sê Here, kom voor u. Al dink ek is baie keer ek is uitgesorteer. Het u hoor ek God se musiek, broeder en suster. Ek moet leer om te dien. Ek moet leer om te gee. Weet jy wat een van die foute wat ek gemaak het as pastoor is? Ek het vir baie lank gepreek en sê die Here red jou, ja. Tot ek ontdek het, broeder en suster, die Here red jou nie net nie. Hy stuur jou ook. Amen. Ons moet sout wees, ons moet lig wees, broeder en suster. Ons moet verteenwoordigers wees van sy koninkryk. Hy red jou net nie, hy stuur jou ook. Hy wil nie net in my lewe werk nie, hy wil ook deur my lewe werk. Amen, loof sy wonderlike naam. Daar moet voorlopers wees, daar moet leiers wees, daar moet baase wees. Maar broeder en suster, kom ons word
wees dienaars van mekaar. Heer Jesus het so die voorbeeld vir ons gestel, Markus 15:45. Die seun van die mens is nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy het nie gekom, maar hy kom na die aarde toe en sê, ek het my voorskoot aan, ek het my safety boots aan, ek het my overall aan. Hy het nie gekom om net die bal rond te skop nie. Nee, hy het gekom, ek kom aarde toe om goals te score. Pas jy nie die bal soos jy sokker speel? Nee. Pas jy nie die bal soos jy hockey of netbal speel? Nee. Jy score goals. Amen. Amen. God, ons sien net hier op aarde, ons moet net vir mekaar 'n bietjie rond te skop nie. Ons is hier om te sê, ek wil God se koninkryk, God se werk dien. Kom ons wees weer dienaars vir mekaar. Broer en suster, met liefde natuurlik, met nederigheid, gee mekaar om in opregtheid. Julle mense wat 'n bietjie kan bak. Bak 'n bietjie pakkie beskuit en bak 'n bietjie koekies. Sit dit in 'n sakkie. Gee dit vir pastoor Jan en sê pastoor Jan, ons waardeer dat jy nog jy's besig met jou besigheid en jou deel van jou lewe, maar hier is dit. Ons is lief vir jou, op jou net vir jou sê, ons gee om vir jou, ons waardeer wat jy doen. Broer en suster, pluk 'n paar lemoene daar van die boom van jou. Sit dit in 'n sakkie en gee dit vir een van die bejaardes, sê die Here seën jou. Sit dit R20 of R50 in 'n koevertjie. Dink 'n bietjie, dalk bid jy daaroor, maar dink 'n bietjie. Wie kan ek bless? Die gemeente, dalk vir 'n oomie, dalk vir 'n tannie, dalk vir een van die tieners en sê jong, koop vir jou weet julle chomps, KitKat. Seën iemand, wees 'n dienaar, sê Here, ek wil net iemand seën met R20, R50. Dan vir die kerk ingooi, sê, Here, wanneer weer word druiwesap koop, of 'n globe koop, daai geld val en word druiwesap koop. Dien die Here se werk ook met ons finansies. Nou wil ek met die jong mense kortliks praat. Mense, ek het dit geweet, jare voordat ek nog ouer was. Doen klein taakies met groot liefde. Doen klein taakies met groot liefde, met oorgawe, met energie. Sing 'n koortjie as jy daai taakie moet doen. Of sing net 'n liedjie dalk wat jy wil doen, maar of dit by die huis is, by die skool is, by die kerk is, by die werk is, waar ook al, maar doen klein taakies met groot liefde. Ek lees iets baie moois. Die persoon skryf, if you can't do great things in a small way. If you can't do great things, do small things in a great way. As ek het omgeraai dat ek sê. If you can't do great things, do small things in a great way. Maar weinig was jy getrou oor iets kleins, maar oor vele sal ek jou aanstel. Jong mense, do small things in a great way. As ek jou kaste regpak, as ek die skoene regpak, jy verstaan wat ek sê. Doen klein taakies met groot liefde. Op Golgotha, nou so ruk terug weer Vrydag gevier, broeder en suster, wys die Here vir ons, hoe gee mens alles. Alles. Hy het sê ek het alles gegee. Op Golgotha demonstreer die Here, wys hy, so gee mens alles. Sê die Here. Joe, meneer mekaar te dien, broeder en suster. Ons het baie keer verskonings. Ons het baie keer, ek het nie talente nie. Ons plaas te maklik op onsself beperkings. Broeder en suster, ons sê te maklik, ag pastoor, ek is so 'n stink mens. Broeder en suster, die Here kan jou soet maak. Ons kan so maklik sê, pastoor, werk jy ken nie, maar ek is so 'n lelike mens. Ek kan so cheeky wees. Ek wil vir jou sê, ek dink jy moet weer na daai liedjie gaan luister van Bernice West, né? Die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie mooi gemaak.
dink ek nou die woord gehoor hierso, luifie. Gaan luister weer daai liedjie van Bernice West. Luifie, jy's nie net lelike mens, jy's net 'n cheeky mensie. Die Here het jou mooi gemaak, hy kan jou mooi maak. Amen. Ons het verskonings, ek sê lelik hou, ek is cheeky. Wil eintlik 'n woord gebruik, maar as die kans sal taal, ek kan dit vir die kans af kom. As tweede ek is net 'n bietjie bitchy. Nie nog die kans af. Die Here kan jou mooi maak. Die Here het my mooi gemaak, so sing sy, en dis die waarheid. Die Here wie is uitskit, soos 'n mens 'n sakkie aardappels uitskit, en die laaste geval het dan op die grond hoop. Kan jou mooi maak. Dawid se pa, het ontvang besoek van Samuel. Weet jy wat? Die Here het vir Samuel opdrag gesê, luister, ek wil hê jy moet, daar moet 'n nuwe koning kom in Israel. Hulle moet 'n nuwe koning in Israel kom, en jy moet vir 'n nuwe koning soek. Dawid het 8 seuns gehad. En daar het al 7 seuns voor Samuel kan ek sê geparadeer voor hom gekom, en nou praat Samuel die profeet met Dawid se pa. Dawid se pa se naam was Isaai. Nou verder het Samuel aan Isaai, Dawid se pa, gevra, is dit al die seuns? En Isaai sê, luister mooi, die kleinste is nog oor. Kyk, hy pas skaap op. Die kleinste is nog oor, as vertaal met die jongste. Maar ek dink, met skaapwagter werd veel minderwaardig gewerk het Dawid se pa eintlik gedink, hy gaan die shape as koning. Jy het so gedink. Hy is die kleinste. Dit gaan nie werk dat die kleinste koning van Israel word nie. Toe Samuel vir Dawid sien, toe sê hy, dit is Israel, sy nuwe koning. Ek self op. Broeder en suster, dit staan so mooi in die Afrikaanse vertaling, die kleinste is nog oor. Dis hoe ons baie keer na homself kyk, broeder en suster, jong mense. Ek is die kleinste, ek is die geringste, ek is die swakste, ek is die minste. Dis die 10 verkenners, in Numeri 13:14. Hulle verken die land 40 dae. En toe hulle terugkom, sê van die reuse en die mure ensovoorts. Maar ons weet die ongeloof, die twyfel, die vrees, die bangheid wat hulle, die gerugte wat hulle gesaai onder dit. Ons is so sprinkaan. Ons is die kleinste. Weet jy wat in God se hart opgekom? Hy praat van Israel en sê, hulle is 'n bose vergadering. Hy sê, Moses, my tydsberekening is, my kairos oomblik is nou, dat God se volk, my volk Israel, moet nou Israel, Kanaan binne toe gaan. Weet jy, dit kom in die Here se hart op, ek lees vir u wat, hy het gesê, Israel is 'n bose vergadering. Numeri 14:8, sê die Here vir Moses, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik soos hulle voor my ore gespreek het, so sal ek aan hulle doen. Elke dag, 40 dae, die land gaan verken. Elke dag 'n jaar in die woestyn. 40 jaar in die woestyn. Broeder en suster, ons verskonings, ek is nie so slim, ek is nie so talentvol nie, ek is beperkings, ons tekortkominge, ons ingesteldheid, ons mindset. Weet jy wat doen ons? Ons sit God in 'n boksie. Ja, iewers jy moes gaan, jy begin goed inpak, en dan bly nog iets oor, en jy moet, om daai jacket of daai baadjie moet saamgaan. Dan begin jy in te druk. Dink die dames het 'n beter ondervinding as van dit. Ons sit God in so hoe ek dink, met my mindset. Ek kan nie God beperk, want hy is te groot, maar die manier waarop ons dink, die hoek waar dit ons saamgestel is, broeder en suster, sit ons God in 'n boksie. Broeder en suster, Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Spreuke 18:21, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Lees iets baie moois. Your life will move in the direction of your words. Dat die Here gesê het, soos hulle voor my ore gespreek het,
so sal ek aan hulle doen. Soos hulle voor my ore gespreek het, sê die Here, so sal ek aan hulle doen, en hulle gaan vir 40 jaar woestyn toe. Broeder en suster, ek vertrou die Here so, groei aan bidders, die bidding al die gebedspan, die ander 6 span, die gebedspan, het ook daarvoor gebid, dat vertrou die Here, ek vertrou die gebede wat opgegaan het, dat ek terwyl ek vanoggend preek, dat ons die Here se musiek hoor. Dat ons die Here se musiek hoor, dat die Here musiek speel vanoggend vir ons, dat ons nie die kleinste is nie, dat ons moet hoor wat die Gees van die Here vir ons lewens sê. Dat ons dan sê, Here, as die musiek so speel, verskuif die grense in my lewe, en ek dink ek is die kleinste. Ons dink, broeder en suster, dat ons sê, Here, verskuif die grense, want ek kan 'n beter mens word. Verskuif die grense, want ek kan 'n mooier mens word. Verskuif die grense, want daar is meer in my. Daar's meer in jou. Iemand het iets baie mooi gesê, maar as ek so praat, sê ek, kom ons waak, dat ons nie in die slaghuistertrap van die 10 verkenners nie, dat ek sit God in boksie. Broeder en suster, iemand het iets baie moois gesê, dit is 'n preek wat ek nog geluister het, en hy sê dan, God het nie 'n maatband nie. God het nie 'n tyd nie, ekskuus tog, sê die mooi woord nie. God het nie 'n maatband of 'n tyd nie, dis ook my Engels meng, baie keer is ons gewoond aan die Engelse term is. Die Here het nie 'n tyd nie. Hy gebruik my tyd en hy gebruik jou tyd. Nou is die vraag, broeder en suster, hoe meet ek? Hoe meet ons? Nou moet ek eintlik met ons land praat, broeder en suster. Suid-Afrika, Afrikaners, is die Here dan nie ons bron nie? As hy dan nie ons voorsiener nie? As hy dan nie vir ons beskermer nie? As hy dan nie die een voor wie ons uittrek, wat voor ons uittrek nie? Broeder en suster, ek dink ek is 1 uit 'n miljoen uit, wat die volgende glo, dit is dat die hand van die Here rus op ons land. Bertie, hoe kan jy dit sê? Broeder en suster, ons het goud, ons het diamante, ons het platinum, ons het steenkool, ons het ystererts, ons het koper. Ek weet nie wat ons land alles het nie. Van ons landbouers is die van die bestes in die wêreld. Dis wêreldklas, is wêreldformaat. Dit nou onlangs nie ver van u plek af nie, was daar die Nampo skou. Grootste skou in die suidelike halfrond. Iemand vertel my, ek was nog nie daar en sê toe, daar's baie 80,000 mense wat daar opdag. Mense woon 10-12 ure, 10-12 kilos van die skou af, wat is die vliegtuig, want daar's te veel die verkeer wat daar is. 12 kilos, 15 kilos, hy kan met sy bakkie ry, met sy Toyota ry. Hy klim in sy vliegtuig en vlieg maar 10-12 kilos. En die grootste is, broeder en suster, dink aan ons wynbedryf, dink aan die mieliebedryf, dink aan die sonnebloembedryf. Ek is nie 'n boer, ek is nie 'n boer groot geword nie. Koringbedryf, sitrusbedryf, die avokadobedryf. Hand van die Here rus op ons lande, broeder en suster. Weet jy, hoe al hierdie vaardighede of skills wat ons het, hoe dit alles. Ons het die Here, amen. Geen Indië is dit net Hindus en Boeddhisme. As jy in die Arabiese lande gaan, is net moslim wêreld. Ons dien die ware, lewendige God, broeder en suster. Ons moet stap met 'n houding, ek behoort aan die Here. Ek is gered, kosbare bloed van Jesus, die lam van God. Broeder en suster, ons het die Here. As jy Habakuk lees, dit is net 3 hoofstukke. En as jy die konteks van die historiese konteks lees, broeder en suster, God se volk is ver van die Here af. Die bedrywe wat hulle daar doen, en die afgoede en al die goeders, daar's een persoon, Habakuk. Daar's een persoon, weet jy wat? Habakuk, as jy die boek lees, hoor jy, hier's 'n profeet, hy hoor God se musiek
vir sy lewe. Hy sê as die vyeboom nie bloei nie, aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van jou luikom sal teleurstel, die saailander geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee die kraal verdwyn, daar's die beeste in die krale nie. Nogtans sal die hemel en die Here, broeder en suster, dan hoor jy God se musiek vir jou lewe. Kan ek nog die Here se musiek lewe? Broeder en suster, vierdens, hoe hoor ek God se musiek? Ek moet afleer wat ek myself geleer het. Ek was in 'n afsondering, broeder en suster. Dan ondersoek 'n mens jouself, reis die Gees van die Here met sy lig op jou gegooi. Ondersoek jouself, tyd van introspeksie, ondersoek. Nou, broeder en suster, ek dink jy verstommend gewees, verbaas gewees oor die goed wat die Here onder my aandag bring, wat ek myself aangeleer het, wat ek moet afleer. Broeder en suster, ons het grille, ons het geite, ons het gewoontetjies, ons het tierlantentjies. Die vrouens, die susters moet nou eintlik hulle, die man so nie in die sy pomp sê, jy moet luister, Bertie praat hier met jou. Hierdie vlees kan so egosentries wees. Broeder en suster, is my lewe, is my tyd, is my geld. Broeder en suster, ons vlees, die ou mens, is baie sterker as wat ons dink. Paulus sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wat ek so graag wil doen, ek dink is Romeine 7 sê hy, wat ek so graag wil doen, dit doen ek nie. Broeder en suster, om God se musiek te kan hoor, moet ek bereid wees, Here, ek wil ook aflê, sterwe, goedjies wat ek myself in, my ou grilletjies, my ou geite, my gewoontetjies, my ou tierlantentjies. Ek help 'n man, broeder en suster, maar eers die vrou, vir 2, 3, 4 uur, hoeveel sessie by my gekom, hulle wil met my praat. En toe daarna, sy het haar man verlaat, want sy kan nie meer uit daar met hom, sy bly by haar dogter. In elk geval, en toe kom wel my sê, wil ek afspraak man, kom sien my, en ook vir 3, 4, 5, 6, ek weet nie hoe lang wil nie, maar een van die goede het my sê, hy sê vir my, Bertie, ek is 'n narcis. Weet jy, skrik, sy vertel my 'n bietjie meer van narcis. Hy sê, weet jy, ek het 'n obsessieve verwondering van myself. Bewonder myself, ek het 'n verskriklike, groot selfliefde vir myself. Ek is die belangrikste. Ek wil al die tyd, ek wil al die aandag, ek wil al die liefde hê, al die kondig hê. Ek is die belangrikste. Hy sê vir my, ek is so jaloers. Vertel hoe hy manifesteer. Want sy vrou en sy dogter het 'n baie mooi verhouding. Hy is jaloers, hy is afgunstig op daai mooi verhouding met sy dogter en sy vrou. Hulle het biologiese kind wat lê. So is gedraai alles om sy leefwyse. En ons werk met hom. Ek kom agter, hy is baie openlik en deursigtig, hy is eerlik met my. Hy laat my toe in die heiligdomme van sy lewe, want soos sy vrou goed vertel het, kan ek gaan hoor, hy is baie eerlik met my. Goed, broeder en suster, Here doen 'n wonderwerk. Broeder en suster, ek vra hoe dit nou gebeur, maar net die dag gekom het jy nou, ek praat nou met 'n ander mens wat toe jy eerste keer hier gekom het. Hy my uitkyk en ek kyk vir hom uit. Jy sê vir Bertie, ek weet nie wat ek alles gesê het en al die sessies wat ons gehad het nie. Hy sê bestaan hoe jy vir my gesê, weet jy kon nie fietsry nie, toe leer jy fietsry. Jy kan nie swem nie, toe leer jy swem. Jy kon nie bestuur nie, toe leer jy motor bestuur. Dit is asof iets om nie te geslaag. Ek het vir hom gechallenge, dat hy sy vrou weer 'n bietjie vir sy vrou moet gaan omgee. Vir haar moet lief wees, vir haar moet bedien, en vir haar 'n diensknegt wees. Lief wees vir haar, respek gee vir haar, en haar dien. Ek het vir hom gesê, as jy 100% gee, is dit nie genoeg nie. Met 150% gee, dan begin leer te groei. Broeder en suster, hy was oefening, bring die Here, maak die Here wonderlik, doen 'n wonderwerk. Broeder en suster, ons dink ek kan nie vriendelik wees nie, jy kan leer om vriendelik wees. Jy kan nie gaaf wees, jy kan leer om gaaf te wees. Jy kan nie vrygewig wees nie. Jy kan dit leer. Sit 'n R10, gooi R20 in die kerk of R50. Ek preek die geld vanmôre. Nee. Ek wil net sê, broeder en suster, ons kan God se musiek hoor deur net 'n ou geldjie in die vertjie sit en te gee en sê, Here, hier is ek.
broeders, ek gaan my haas nog op een gedagte om die God se musiek te hoor, is deur die woord van die Here of deur die beloftes van die Here. Weet jy wat sê die Here vir Israel? Julle moet die Here julle God dien. Dan sal hy jou brood en jou water seën en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Kan ons nie kom as die Here eet vir Israel iets beloof? Kan ek nie ook bid, Here, seën my brood, seën my water, verwyder die siekte in ons midde. Dalk is dit nie, jy weet, fisies nie. Maar dalk hierdie kan dit wees emosionele siekte of geestelike siekte of geesgesond wat ook al. Sê Here, seën my brood, seën my water, verwyder die siektes. Nummer 6 ken ons almal goed, dis die hoogpriesterlike gebed. Dis een van die verse wat so naby is, een van my, ek noem dit lewensverse. Waar hy sê die nummer 6 die ou vertaling praat van die Here sal jou seën, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou vrede gee en voorgoed wees. Dis nummer 6, maar die nuwe lewende vertaling sê dat die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal vir jou laat jy word goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Broer en suster, het maak nie saak op watter plek ek in my lewe is nie. Die Here is daar. Vorige keer toe ek gepreek het ek vir u gesê van die kleurling wat net Openbaring lees. Die pastoor vra hoekom, toe sê hy dan Openbaring sê ons gaan wen. Nou jy nog? Nou broer en suster, ons moet ook vanmôre weer sê vir mekaar. Daar is iets moois van die wolk, die nag het die wolk gelei, die nag was dit aan die lig, maar die derde eienskap van die wolk, en dit is, die wolk, die woord van hulle gewil. Dis nou 'n ander preek wat ek moet preek, of is nou Jan moet preek, en dit is, dat ons vir mekaar moet sê, bly net onder die wolk. Kan jy vir die persoon langs sê, as jy langs die persoon sê net vir hom, bly net onder die wolk. Loof die naam van Jesus. My laaste punt. Dan moet ek, om die Here se musiek te hoor, deel met my verlede. Ek moet deel met vergifnis. Broeder en suster, dis 'n baie moeilike een om die Here se musiek te hoor. Dis nie lekker as 'n mens in 'n verhouding was waar jy emosioneel, of jy alles verloor het, emosioneel mishandel is, afgebreek is, fisies mishandel is, was in 'n toksiese verhouding, jy's deur 'n egskeiding, jy's dalk verkragt, gemolesteer. Dis baie moeilike goed om mee te deel. Maar daar's iets wat my altyd tref as ek die Bybel lees. Die Here Jesus het die disippels vra vir hom, leer ons bid. Want hulle het gesien hoe bid hy. En hy gee vir die modelgebed, die Onse Vader, en in daar staan, vergeef ons skulde, soos ook ons skuldenaars vergewe. Paulus skryf Kolossense 3:13, verdra mekaar, vergewe mekaar. Stefanus, eerste Christen martelaar, hy is besig gewoon om met klippe dood. Weet jy waarom hy sterf hy? Sy sterwenswoorde. Reken hulle die sonde nie toe nie. Spreek vry. Die voorbeeld van ander voorbeelde Jesus, Lukas 23:34. Vader, vergeef hulle. Ek het vir die vorige keer dit gesê, ek is 'n mens wat altyd wil vra, hoekom? Ek wil analiseer, ek wil krities wees, ek wil ontleed, ek wil altyd 'n diagnose hê. Kan nie altyd 'n diagnose hê nie. Maar ons vra, Vader, vergeef hulle. Die Here sê, hoekom? Hoekom moet ek vergewe? Hoekom is die Bybel so 'n obsessie dat ek moet vergewe? Broer en suster, want hy sê, hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy moet daai mense vergewe wat jou seer gemaak het. Het jy te nagekom, weet jy hoekom? Hulle het nie geweet wat hulle aan jou doen. Hulle het nie geweet wat hulle aan jou doen. Dis wat Jesus gesê het. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Hoe seer my maak, wat dit is om alles te verloor, wat dit is om gemolesteer te word, verkragt te word, wat ook al. Maar Here, ek vergeef hulle. Iemand vra my eendag in 'n sessie, Bertie, ja, so vergeef. Hoekom? Ek sê vir weet jy wat? My Bybel sê vir dat anders daar herstel nie. Anders is daar nie heling nie. Anders is daar nie genesing nie. Ek ken 'n dokter by 20 jaar. Hy sê vir my, Bertie,
in 'n nuwe presentasie, groot presentasie van mense wat in my spreekkamer kom, het psigosomatiese siektes. Dis 'n siekte in jou gees en dit manifesteer in jou fisiese liggaam, byvoorbeeld in die vorm van bloeddruk, in die vorm van 'n senuweegesteldheid, in 'n vorm van ek kan nie lekker asemhaal nie, in die vorm van 'n maagseer, maar dis iets wat in jou siege is, wat psigosomaties is. Hy manifesteer in jou liggaam. Broeder en suster, dis hoekom ek sê as ons nie vergewe nie, is daar nie Here nie. Is daar nie genesing nie. Sê vir die Here, Here, ek hoor die musiek vanmôre. Gaan die mense vryspreek vergewe. Hoekom? Want hulle het nie geweet wat hulle aan my gedoen het nie. Broeder en suster, ek het iets gelees wat my so met 'n vuis op tussen die oë getref het. En dit het daar gestaan, as jy nie jou verlede begrawe nie, sal jou verlede jou begrawe. En jou hele lewe rondloop met seer, met 'n pyn, met 'n hartseer. Nee, nee, nee. Ek vertrou die Here, broeder en suster, dat U God se musiek vanmôre hoor. En sê, Here, ek hoor U musiek. En ek gaan nie uitstap, nie meer kwaad nie, nie meer bitter nie, maar nie meer met woede nie, maar met vryheid, vrede en die seën van die Here in my lewe. Broer en suster, ons hoef nie meer al Suid-Afrika se probleme op te los nie. Ek moet net huis toe gaan en 'n verskil gemaak daar waar ek bly. Ek moet net 'n verskil gemaak daar waar jy werk. Daar waar jy skool gaan, daar waar jy studeer, daar waar jy petrol ingooi, daar waar jy tomaties en eie en aardappels koop. Ons moet net daar 'n verskil gaan maak. Broeder en suster, ons land is my laaste sinnetjie. Het genoeg middelmatige Christene. Was genoeg van hulle. Ons moet sê, Here, ek wil met my lewe demonstreer die goedheid van die Here in my lewe. Amen. Amen. Kan ek die vrou te staan baie lank? Hemelse Vader, my vertroue in U is dat U vanoggend vir ons musiek gespeel het. En as ons antennes uitwas en ons selfone is aan, geestelike selfone, het ons U musiek gehoor vanoggend. Dankie dat die mense in hulle harte gewerk het, hulle harte oop was, hulle gees oop was. En ons wil vanmôre sê, let go. And let God have His wonderful way. Your sorrows will vanish, your night and today. Let go and let God have His wonderful way. Dankie vir U musiek vanmôre, Here. Ek loof U, ek prys U naam, maak U naam groot. Ons seisoene is nie dieselfde nie. Sommige het somer, ander het winter, maar hoe alles, ons het die Here. Ons bely vanmôre, U is koning. U is Here, U is die Kyrios, die Heer van die Here van die leerskare. Daar is niemand soos U nie, Here. Die goedertiermere van die Here wil ek vir ewig besing. Ek wil U lof, groot maak, toe die Here vir ons kom maak. Dankie vir U Gees, Here. Dankie vir genade. Dankie vir U goedheid. Wil ons nou U tafel bedien vra, wil ons bid, seën U brood. Seën hierdie wyn wat ons gaan gebruik. Mag dit ook wees met 'n varsheid te sê as ons dit die eerste keer bedien. Ons almal sê, Amen.